Voor ons dan saam lees in die lewende boek van ons Here, kom ons verenig saam in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, driemaal heilig is U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is ewig dankbaar dat U self aan ons openbaar as een goddelike wese in drie persone, Vader, Seun en Gees, dat met die beperktheid van ons verstand en vermoëns ons begrip kan hê van hoe U werk en hoe U met ons werk, maar ook uiteindelik wat U opgeoffer het, dat ons die voorreg kan geniet om gered te word. U eie Seun. Ons sal dit nie doen nie. Maar U het ook vir ons gesê, ons hoef dit nie te doen nie, ons hoef nie meer iets te slag, of 'n brandoffer te bring nie, 'n spysoffer te bring nie, want die offer van Jesus Christus was genoegsaam gewees, en deur die Vader aanvaar dat ons weer in 'n herstelde, versoende verhouding met U kan lewe en wees. En baie dankie, Here, dat U dit wat gebreek was, herstel het. En baie dankie, Here, dat U dit wat verlore was, ja, dit is ons, gered het. En dankie ook vir die Heilige Gees wat ons lei op die weg van geregtigheid, om in die regte verhouding met U te lewe. Ons weet, Here, daar is baie uitdagings in elkeen van ons lewens, in elkeen van ons huise. Daar gebeur baie dinge agter geslote deure, maar U is daar, U is met ons. Immanuel, God met ons, troos ons, maar dit is ook 'n groot waarskuwing, want dit beteken dat U die hele tyd daar is. Elke oomblik, en nie net dit wat U sien nie, maar ook binne in ons harte, hierdie grond ons verstand. U ken elke versinsel van ons gedagtes, sê die woord baie duidelik. En daarom weet ons kan niks vir U wegsteek nie. En waar ons dan onsself ook in die Gees dan voorberei op die nagmaal. Kinders klein wat met opgewondenheid kyk na hierdie maaltyd en ook, ja, weet, een van die dae, na belydenis van geloof aflegging, kan ons hierdie voorreg geniet. Maar ons deel reeds in hierdie gebroke liggaam en hierdie bloed wat gevloei het, en ons het reeds die redding. Maar vir ons ook as groot mense, volwassenes wat onsself voorberei die gebruik van hierdie mildegawe, vir ons Here, dat U ons werklik deur die Gees nou sal voorberei. En dat ons met onsself sal eerlik wees. En dat daar werklike verandering en vernuwing sal wees in ons lewe na die gebruik van hierdie maaltyd. U is die volmaakte gas, Heer, en U het ons elkeen as 'n gas beveel om ook hier te wees, om ons lewens se probleme en tekortkominge en sonde uit te sorteer, om ook voor U aangesig te kan sit en te deel in die vreugde. Maar ons weet ook, Here, daar is so baie mense wat dit nie belangrik ag om eers hier te wees of kerk toe te gaan. Mense wat vir geen verskoning nie hier is nie. Ons vra, Here, dat U ook ons sal gebruik wat hier is vandag, om uit te reik na hulle, en hulle ook te help en aan te steek met hierdie vreugde, soos 'n vuurtjie wat brand, dat almal sal warm word van die groei en die belewenis in ons harte. Ons dink ook aan diegene wat siek is, U ken almal op die voorbereidingslys, en dit wat ons selfs nie eens genoem het. Ons hoor hoe die mense hoes, ons hoor die kinders hoes, en ons vra, Here, dat U werklik die hand van genesing oor elkeen van ons sal bring en beskerming, dat ons nie sal siek word nie. Maar ons weet ook daarin, onder die toelatende wil, is daar ook verheerliking tot U, want U alleen is die een, wat toelaat dat daar genesing of herstel kom. Waar ons dan ook uit die woord uit gaan lees, waar ons dan ook ons as 'n gemeente by mekaar is, en hier nabyheid beleef, vra ons dat U oor die eie eer sal waak, en dat hierdie dag 'n dag sal wees waar ons ook kan terugkyk en sê, waarlik, ek het my allerbeste vir die allerhoogste gegee. Baie dankie dat ons kerk mag wees, baie dankie dat ons deur die Gees gelei word om familie in Christus te wees. Ons is nie 'n klomp vreemdelinge wat hier sit, ons is broers en susters in die geloof, elkeen van ons dra die identiteit van vernuwing. Ons bid ook so dat U vir elkeen die krag sal gee wat ons nodig het om uit te reik na mekaar toe, om een tree van liefde te gee, besoekers te verwelkom met warmte, om uit te reik na diegene wat swaar kry, om mekaar se laste te dra en mekaar op te tel as hulle geval het, vir 'n siek persoon 'n bordjie kos te vat, of selfs met 'n boodskap te stuur. Help ons, Here, om so 'n familie te wees wat omgee, omdat ons weet, Here, U gee so vir ons om. Sien ons ook in hierdie dag, en Jesus nog met ons in die werking van die Gees aan. Die opneem van die kruis. Ons sal so kortliks in die preek aandag gee oor die agtergrond, ek gaan nie te veel uitbrei nie. En ons fokus is veral vers 4, 5 en 26. Jy sal sien as ons so lees ook, daar is so 'n sprong wat ons beleef, daar van vers 27 en 28, wat weer eindtyd gerig is met 'n wederkomsgedagte. Maar ons fokus spesifiek op vers 24 tot 26 vir ons prediking, maar ons lees die hele perikoop. Kom ons lees saam die woord van die Here. Toe sê Jesus vir sy disippels,
As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? En die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het. Tot sover. Die skriflesing, ek gaan vir ons vers 24 lees. Toe, optrede wat aandui dat dit baie belangrik ook is, na alles wat gebeur het, toe, sê Jesus vir sy disippels, praat hy direk met hulle. As iemand agter my wil aankom, of agter my wil kom, agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Dit is die woord van die Here. Mag elkeen wat die woord van die Here gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef, dit ons sy daaraan opsluit en dit wat ons dan ook gelees het en dan gaan preek, die laaste voorbereiding sal wees, om die vrymoedigheid om ook so in die maaltyd van die Here te geniet. Die geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons sê dit eintlik so maklik in ons lewe, in algemene gesprek, sê dit dalk van onsself, as ons dalk hoor van iemand se misvoed of lyding of seer, dan sê ons baie maklik en baie vinnig, elke huis het sy kruis. Ons sê dit so gemaklik, asof dit nou die pyn ligter maak, of sagter maak. Ons sê dit so gemaklik, asof dit nou die sonde so 'n bietjie regverdig, of dan die sonde so 'n bietjie minder maak, of 'n tipe van 'n regverdigingsstelsel. Almal doen dit. Almal het so 'n bietjie duisternis daar in die lig van hulle lewe. Nou vanoggend kom die Here Jesus Christus en hy kom roep ons elkeen persoonlik en baie intiem om op te hou wegkruip agter hierdie woorde en te begin eienaarskap neem van die kruise in jou lewe. Veral baie meer klem die kruis van die sonde in jou lewe. Die kruis van die sonde, jou sonde wat jy dink jy dalk vir die wêreld kan wegsteek. Wat jy dink jy dalk vir jou familie, jou vriende, jou eggenote kan wegsteek. Wat jy dink jy vir jou kinders kan wegsteek. Maar verseker nie vir God kan wegsteek nie. Kom ons wees so in die begin van hierdie nagmaalpreek 'n bietjie eerlik met onsself. Ons probeer hierdie vraag te antwoord. Watter kruis dra jy? Jy nou na jou eie lewe kyk, ons moes tog intieme selfondersoek gedoen het om vanoggend hier te kan wees en die nagmaal te gebruik. Watter kruis dra jy? As jy jouself nou in die spieël van jou eie lewe moet kyk. Dra jy die kruis van sonde, wat lelike krake veroorsaak? Of kan jy met alle eerlikheid vanoggend sê, ek, in my huis, ons dra die kruis van Jesus. Die kruis van verlossing. Die kruis van oorwinning. Die kruis van nuutheid, 'n nuwe lewe. In Matteus 16, die hele hoofstuk vertel die feit dat Jesus verder moet loop, baie duidelik. Maar tog sien ons in hierdie gedeelte dat dit vir sy volgelinge eintlik baie verwarrend was. Dis hierdie gedeelte waar Petrus kom en hy kom bely en hy sê, ek glo dat Jesus die Messias is, ek glo dat hy die verlosser is, en ek glo dat hy die redder is, vers 16. Maar daarna kom die Here Jesus Christus en hy kom stel hulle in kennis van die pad wat hy nou moet gaan loop, en op hierdie pad wat hy nou moet gaan loop, is daar lyding, daar is vervolging, daar is die kruisiging, die vernedering van die kruisiging, die sterfte, die graf, en die opstanding uit die dode uit. En nadat hulle dit gehoor het, sien ons Petrus reaksie verander 'n bietjie. Petrus kom en hy is die een wat sommer die Here Jesus Christus bestraf. Mense kan dit eintlik saamvat om te sê, hy word eintlik kwaad vir dit wat die Here Jesus Christus nou vir hom vertel, wat gaan gebeur. Want Petrus, ja, hy het bely, Jesus is die Messias,
maar beperk net tot 'n aardse koning. 'n Aardse Messias, iemand wat vir hulle bevryding gaan bring hier in die wêreld, hier nou. Nooit die oë gefestig op die eindtyd, op die hemele, op die koninkryk van God, waarna toe elkeen van ons geroep is deur die bloed van Jesus Christus. Dis nie wat hy gedink het, hy is kwaad. Hoe kan hierdie koning wat ek nou aanbid of volg, hoe kan hy nou sê hy gaan weg? Of hy gaan nou die vernederendste dood sterf? Petrus soek iemand hier op die aarde wat bevryding vanuit hulle omstandighede kan bring. Maar die Here Jesus Christus kom en hy kom wys iets heeltemal anders. Hy kom wys vir hulle 'n pad wat hy moet loop. En hierdie pad wat hy moet loop is die pad tot die bebloede kruis, waar hy met sy gebreekte liggaam gaan hang. En God verlatenheid gaan moet beleef. Dat ek en jy en ook Petrus dit nooit in ons lewens hoef te beleef nie. En ons begryp altyd wat God verlatenheid beteken nie. Dis om geestelik dood te wees. Jy het nooit, ooit weer die geleentheid om 'n verhouding met God te wees nie. Hy het jou afgeskryf. Dis wat God verlatenheid beteken. Hy het jou verlaat. En hierna, na al hierdie dinge, kom ons hier in vers 24, en die Here Jesus Christus roep sy volgelinge, die getroue volgelinge, om hulle self te verloon. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word vir verloon is arneumai. En dit het 'n klomp betekenisse. En een van die baie besonderse betekenisse is, byvoorbeeld, om te verwerp, of om jouself van iets of iemand te distansioneer, om iets te ontken, of jouself by iets te onttrek, daarmee te breek, of van dit af weg te vlug, dit agter jou te plaas. Nou, wel, kom ons wees dan maar eerlik met onsself, veral van dit, wat tussen jou en God staan. Veral van dit wat maak dat jy nie 'n gehoorsame godsdienstige lewe kan lei nie. Dit is wat ons moet verloon. Daarna kom die Here Jesus Christus en hy sê, jy moet jou kruis opneem. En dan trek hy die lyn terug na sy eie lyding toe, want hulle ken die kruisiging, dis 'n gebeurtenis wat baie dae gebeur het, hulle verstaan dit. Dat daar lyding moet wees in jou geloofslewe. Jy moet bereid wees om die plesier en die pret van die lewe op te offer vir die saak van die Here. Hy was bereid om dit vir jou te doen. Sonder sy opoffering is daar vir ons geen hoop nie. Wat maak ons dan hier? En dan kom hy in die laaste punt en hy sê vir ons dat ons moet hom volg, en as 'n mens dit van ontleed, beteken dit werklik om te sê dat jy wil so gehoorsaam wees aan die wil van die Vader, soos wat Jesus gehoorsaam was tydens sy aardse bediening. So dis die standaard van gehoorsaamheid wat jy vir jouself stel. Ek wil die lyn trek tot by dit wat Jesus Christus kom word het vir ons voor die Vader. Nou hierdie oproep was nie net 'n oproep vir die volgelinge van Jesus nie. Dis jou en my oproep ook vanoggend. In 'n wêreld waar sonde geheers het, in 'n wêreld waar die mense gebroken was, in 'n wêreld waar die mense hulle rug op die Here gedraai het, en daar afstand was tussen God en die mens, kom die Here Jesus Christus en hy wys deur die kruis van vernedering. 'n Kruis waar die bloed vergiet is en 'n gebroke liggaam gehang het, die nuwe lewe. Hy kom wys vir Petrus hulle die nuwe lewe, die nuwe pad, wat hulle op moet loop, maar ook jou en my pad, wat hy van ons verwag. En dan kom vers 27 en vers 28 so aan die einde van die geleesde gedeelte, en dit kom bevestig aan ons dat die Here Jesus Christus gaan weer kom. Hy kom as regter, en hy kom as heerser, en hy bring dan ook iets nuuts. Nou as ons eerlik met onsself is, na hierdie selfondersoek wat ons al tot dusver gedoen het, en ons kyk na die wêreld waarbinne Petrus opgetree het, dan moet ons eerlik wees, ons wêreld lyk nie vreeslik anders nie. Inteendeel wil ek so ver gaan om te sê, dit lyk eintlik inteendeel presies dieselfde of dalk 'n bietjie erger, want dis meer dinge wat ons aandag van hier af wegvat as daai tyd. Toe Petrus opgetree het en self nie werklik die volheid van Christus so openbaring verstaan het nie. Ek vra vanoggend weer eens vir jou eerlik, sien jy die kruis van jou sonde in jou lewe?
het jy dit hier voor jou geestesoog. Sien jy jou foute, jou tekortkominge wat jy bewustelik het. Sien jy dit, jy moet dit voor die oë hou. Ons is besig om aan dit aandag te gee. Ons is besig om aan dit te werk. Ons wil dit kleiner maak, ons wil dit opnuut verklaar in die naam van ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Nou die agtergrond van Matteus 16 tref ons eintlik baie diep in ons harte, want ons moet met onsself eerlik wees vanoggend, want ons weet, ons lewens en ons huise weerspieël so gereeld die gebroke wêreld, die sondige wêreld. Ons het nie tyd vir God en God se sake nie. So baie kans in ons elke dag om die Here se naam groot te maak, hom te bely, hom te verheerlik en hom te aanbid, verdwyn soos mis onder die son. Ons carpe diem nie, ons gryp nie daai kanse aan om die Here te verheerlik nie. Ons vul maklik gereeld in die stroom van die wêreld wat lei na iets ergers as niks en nêrens nie. Ons huise en ons lewens is vol sonde. Maar in hierdie gedeelte kom die Here Jesus Christus en hy kom bring ook vir ons die hoop. En die nagmaal roep ons om ons sondes te bely en dan vandag 'n nuwe lewe te begin. Dis die doel van die nagmaal. Dis 'n streep van gister tot vandag met wegspringblokke vir dit wat voor lê. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil. Kom ons kyk dan net na ons eie lewens en ons kyk dan net na ons eie huise. Wat is die kruis wat daar staan? Baie keer dan dink ons maar net dit is 'n swaar kry of dis 'n verlies of iemand wat teëspoed beleef ensovoorts. Nee. Dis die kruis van sonde wat ons harte, ons lewens, ons gesinne, ons families en ons verhoudings breek. Wanneer mense kyk na Galasiërs 5, dan sien ons dat daar word gepraat van die werke van die vlees en die vrug van die gees. En dan is daar 'n paar eienskappe of oortredings, sondes wat ek daar gaan uithaal het om vir u te verduidelik wat families, wat verhoudinge, wat gesinne, wat lewens opbreek. Wat maak dat daar krake is in ons lewens. Wat maak dat daar afstand is tussen ons en God. Selfsugtigheid, leuns, wêreldse en verkeerde begeertes, wêreldse behoeftes, jaloersheid, onreinheid, verslawings, tweedrag, afguns, oneerlike besigheid, moord, dronkenskap, vyandskap, twis, partyskap, afgoderry. Ja, afgoderry ken ons baie goed. Dis daardie dinge wat God se tyd en God se plek in ons lewens steel. En dan wonder ons so gereeld hoekom ons lewens en hoekom ons huise so vol krake is en eintlik uit mekaar uitval. Die woord van die Here beskryf dit so mooi en sê en dergelike dinge. Sê die woord van die Here verder. Mense dink en voel hulle kan sonder God klaarkom. Hierdie kruise is swaar, want dit is hierdie sonde wat ons skei van God en uiteindelik ook van mekaar. Dink maar net vir 'n oomblik aan die trane wat al daar in jou huis gevloei het, waar jy jou gesig so in die kussing druk en ween, onbeheers huil. Dink aan die verlore tyd wat jy al spandeer het as gevolg van jou eie sondes of sondes wat teen jou verrig is. Dink net aan hoe die sonde besig is om krake te veroorsaak in verhoudings ensovoorts. Miskien in die stilte van die nag waar jy lê en wonder, hoe het dit so ver gekom? Hoe het ek tot op hierdie punt in my lewe gekom? Die kruis van sonde is sigbaar in huwelike wat uitrafel. Die kruis van sonde is sigbaar in die kind. Die kind, ja, wat fisies en emosioneel afgebreek word, wat 'n honderd en 'n smagting het na tyd en liefde, wat dit nie kry nie.
sigbaar in jou geloofslewe. Hoe jy so lewe dat die Here nie verheerlik word nie. Ander mense nie na ons kerk toe wil kom op grond van jou woorde en jou optrede. Sigbaar in die uitlewing van jou geloof, jou bywoning. Wat is jou persentasie bywoning by die kerk? Wat trek jy in Bybel lees? Watter hoofstuk, watter psalm, watter dit, watter dat? Hoe diep verkeer jy in 'n diepe gesprek met die Here as jy tot hom nader, ons het maar net die rypies van die dag, wat maak dat ons voel ons die Here uitgereik het. Dalk is dit die sigbare karakter van eensaamheid wat jy voel. Ek is nie goed genoeg nie. Die kruis van sonde is sigbaar in ons lewens en is sigbaar in ons huise. En vanoggend kom die nagmaal en roep ons op om eerlik te wees, om ons kruise van sonde voor die Here Jesus Christus se kruis neer te lê en om sy genade te ontvang. Want die Here Jesus Christus, vir die groot liefde wat hy vir ons het, sy kruis is die antwoord op al ons sonde. Hy is die lig in ons duisternis. Hy is die hoop vir ons gebroke huise en lewens. En die wonder van Christus Jesus se kruis is, hy kom sê dit vir ons, my kruis is nie te swaar vir jou om te dra nie. As jy homself moes gedra het, sou jy nêrens op geëindig het nie. Maar ek dra hom vir jou, want jy kan hom nie self dra nie. En ek het hom gedra vir jou. Waarom maak jy my kruis so swaar, sê die Here? Is jy nie ook veronderstel om my kruis ligter te maak nie? Is jy nie veronderstel om die een te wees wat die spykers uit my hande en voete uittrek nie, eerder as om dit dieper en dieper in te druk nie? Wat die Here vir ons sê, by die kruis het hy ons sondes op hom geneem, elke leuen, elke haatlike woord, elke selfsugtige daad, elke werk van die vlees volgens Paulus se eie woorde in Galasiërs 5. Jesaja 53 vers 5, wat ons die erediens mee begin het, sê dit vir my so mooi en treffend, en dit ruk 'n mens eintlik in die hart. Die Here Jesus, as die woord van die Here sê, hy is ter wille van jou oortredinge deurboor. Hy is ter wille van jou ongeregtigheid verbrysel. Vir ons daai woorde, dis wat Jesus deurgemaak het, dat ons vanoggend hier kan wees en hoop het. Sy kruis, die kruis wat hy vir ons gedra het en bring, beteken vergifnis vir die sondaar. Dit beteken vryheid vir die een wat vasgevang is, of gevangene is van sy eie sonde en dade. Dit beteken heling vir diegene wat gebroken is. Die kruis van Christus is die plek waar God se liefde en God se geregtigheid mekaar ontmoet, waar ons skuld weggewis word deur sy bloed. Maar die Here Jesus Christus kom in hierdie gedeelte en hy kom vra iets van jou. Vanoggend, vandag, selfverloning en bekering, werklike bekering, selfverloning om werklik weg te beweeg van dit wat jou weghou van die Here af, om te breek met dit wat afstand tussen jou en God maak, om die sonde in jou lewe te verwerp, die soeke na jou eie geregtigheid te verwerp en oor te gee met die wete, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, die Heilige Skrif alleen, Soli Deo Gloria, tot God eer, die 5 solas van gereformeerdheid. Dis waarna toe ons moet gaan. Dit beteken om jou trots neer te lê en te sê vanoggend met eerlikheid, ek is 'n sondaar. Ek is verkeerd. Here, help my, want ek kan nie my kruise alleen dra nie. Ek het U so nodig. Dis juist die nagmaal vanoggend, hierdie sakrament wat hierdie verlossing in ons bevestig. Wanneer ons sy liggaam eet en sy bloed drink, proe ons sy genade en ontvang ons sy lewendmakende krag in ons harte. Dis die oomblik waar ons erken, of moet erken, ek hoop ons erken dit. Met trane in ons oë. Ek het sonde, Here. Ek het sonde. Maak my heel. Die Heilige Gees, soos ons ook gesien het in Pinkster,
sal jou in staat stel om te verander. Nie môre nie, nie oormôre nie, as jy vandag eerlik is met jouself, dan werk die Heilige Gees vandag vernuwing in jou hart. Vandag, nou, op hierdie oomblik. Nie elke huis het 'n kruis nie, vandag kan jou lewe verander, as jy werklik deel in hierdie liggaam van Christus, en besef wat hy vir jou en my kom doen en bring het. Jesus se kruis is nie net 'n simbool nie, dis die krag wat ons harte, ons lewens en ons huise vernuwe. Dit roep ons daagliks op om te bekeer, om weg te draai van sonde en om 'n lewe van goddelike vernuwing in Christus Jesus te leef. Nou wil ek vir julle sê, wanneer die verlossing van Jesus Christus se kruis in jou huis is, in jou lewe is, die as is waarom jou lewe draai, gebeur 'n wonderwerk. Die krake van sonde in jou lewe word gevul met sy genade en sy liefde. Die huwelik wat gebreek was, word genees. Die kind voel geliefd. Wêreldse dinge word nie meer bo hom gekies nie. Die verslawing wat jou bind, wat maak dat jy nie kan hierdie dinge los wat jou weghou van die Here nie. In Christus verloor dit sy greep. Die kettinge breek los. En die Heilige Gees sal jou versterk. Jy kan al vandag hierdie verandering, hierdie vernuwing beleef en ervaar in jou lewe en in jou huis, as jy Jesus se kruis opneem. Die nagmaal roep ons om hierdie verandering, hierdie vernuwing te leef. Dit beteken om werklik weg te draai, weg te hardloop, weg te vlug van die sonde in jou lewe, om hierdie lig van Jesus se kruis te dra en te voel. Dit beteken om 'n gelukkige gesin. Ja, gelukkige gesin klink so wêrelds, maar kom ons vat dit 'n stapie verder. Dit beteken om 'n Bybels gehoorsame gelukkige gesin te bou. Dat alles wat in jou huis gebeur ook teruggetrek kan word na die kruis van ons Here Jesus Christus. Ja, ons lewens nie perfek nie, maar gewortel in liefde, genade, oorwinning, vernuwing en uiteindelik ook vergifnis. Elke huis kan Jesus se kruis hê. Dit hoef nie altyd net te wees, ag, elke huis het sy kruis nie. In die sin van swaar kry of pyn of selfs sonde nie. In jou lewe moet en kan dit wees. Elke huis het Jesus se kruis. My huis, my lewe het Jesus se kruis. 'n Kruis van oorwinning, verlossing en nuwe lewe. Jesus beveel jou vandag om sy kruis in jou huis en in jou lewe in te bring. Want deur die kruis van ons Here Jesus Christus beleef jy jou verlossing. Deur hierdie kruis. Jy beleef jou verlossing. Jy beleef, dit is vir my. By die kruis van die Here Jesus Christus beleef ons 'n nuwe identiteit. Want vroeër was julle in die duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. By die kruis van ons Here Jesus Christus is ons nuwe mense. Nuwe mense. Ja, daar waar die Heilige Gees ons harte vernuwe, waar die Heilige Gees vir ons die krag gee om te bekeer, waar die Heilige Gees vir ons die krag gee om staande te bly en nie te val in die versoekinge van die wêreld en die Satan. Hy ken jou tekortkoming, hy ken dit wat jou maak val. Saam met die kruis van Jesus in jou lewe, verslaan jy die Satan elke dag van jou lewe. Jou lewe onder Jesus se kruis beteken om jou huis 'n plek van God se teenwoordigheid te maak. 'n Plek van God se teenwoordigheid te maak. In jou huwelik, in jou gesin, in jou familie, in jou opvoeding, in jou planne, in jou stilte tyd, veral ook in jou voorbeeld, in jou gesindheid, in jou begeertes en ook in jou lewe. Wees 'n geesvervulde, Godvreesende, gehoorsame voorbeeld vir almal wat in jou lewe is. Wys almal wat in jou lewe is die pad na Jesus toe.
Moet hulle nie net vertel of vir hulle sê, gaan vra by dominee nie. Wys vir hulle die pad na Jesus toe. Moet jy nie die rede wees dat iemand nooit op die pad van Jesus se kruis wil klim. Ons gemeente, AP Kerk Standerton, moet huise en lewens hê wat Jesus se kruis toon. Nie huise wat maar net bloot agter die stelling staan. Ag, elke huis het sy kruis, kom ons los hulle maar uit. Nee. Ons gemeente, dis die uitdaging na vandag se nagmaal. As jou lewe in jou huis die kruis, die oorwinnende kruis van Jesus Christus toon. Huise wat verlossing leef. Kom vanoggend na die nagmaaltafel met 'n oop hart. Deur die krag van die Heilige Gees bely jou sonde. Ontvang sy genade en gaan huis toe en gaan plant sy kruis in jou lewe. Laat jou huis, laat jou lewe 'n getuienis wees van goddelike vernuwing in Jesus Christus. En dan sluit ek af. Vanoggend staan jy werklik voor 'n keuse. Jy kan nie nou sê ek het nie geweet. Jy staan voor 'n keuse. Jy moet nou besluit neem. Of jy gaan aanhou dat jou huis en jou lewe die kruis van sonde dra. Dat jy nou met 'n vrede is, dat dit nou maar so. Ek sal nou maar voortgaan, die Here moet maar verstaan. Of jy maak die keuse deur die inwerking van die Gees vanoggend. Dat jou lewe, jou huis, die kruis van Jesus dra. En dat dit 'n verskil maak vandag. Moenie gaan sit en beplan. En dan dit beplan om dit eendag te doen, jy doen dit nou. Môre mag dalk nie kom. Want die Heilige Gees ons gemeente die krag gee, dat elke huis en elke lewe in ons gemeente die kruis van Jesus Christus toon. 'n Kruis van oorwinning, wat jou in staat stel om die sonde mee te breek. Om hom altyd eerste te plaas en om jou prioriteit te maak. 'n Kruis van liefde, 'n kruis van goddelike vernuwing. Want waar Jesus se kruis staan, is lewe. Amen.